Ons het wel besluit, Bokvrydag sal ons hê, en hy saam met ons Bok van Blerk. Wat sê my vriend? Lekker doepie. Ja. Lekker om hier te wees, ja. Hoorie, dankie dat jy hierso is. Ek moet nou net vir jou vra, is jy nou al bietjie gatvol vir ons weer aan hierdie kant? Want jy's nou, hoe lank is jy nou al hier besig met die shows en die goed? Yes, Janie, ek was nou lank besig hierbo. Het was so, ek is nou 4 maande wat ek weg was van die huis af, maar ek het eintlik Sondag wat verby is, het ek offisieel teruggekeer na my huis toe, en toe 3 dae later is ek weer hier. So, ja nee, ek is, Pretoria het altyd 'n spesiale plek hier in my hart. Ek is 'n Bloubil, ek is hier gebore. So, ja, baie lekker. Dit was verskriklike lekker run gewees hier in Pretoria, maar ja, dit is nou tyd, en dit is baie lekker om in my eie braai, by my eie huis. Ja, natuurlijk. Dit is my baie lekker. Het die Kaapse water nog nie van jou 'n stommer gemaak nie? Dit sal ongelukkig of gelukkig nooit gebeur nie. Ja. Hoorie so, maar 4 maande hierdie kant natuurlik, julle het eers bietjie repeteer vir daai show van julle, en almal wat gaan kyk het net gesê, weet jy wat, man, ek was trots van vooraf om Afrikaans te wees nadat ek het gekyk het, en jy so goed op die verhoog. Is dit nog 'n deel van jou wat jy geniet, jy weet, om so nou en dan bietjie weg te breek, en nie noodwendig jy weet, net shows op te sit nie, maar dit is bietjie meer toneelspel en daai tipe goed. Ja, verseker, dit was verskriklik lekker vir my om die breek te hê, maar dit is natuurlik vir ons baie moeilik in ons posisie waar ons vertonings wat baie ver vooruit geboek is, jy weet, al volgende jaar 'n vertoning, so om gaping in jou skedule te kry vir so iets, want ek is by 'n acting agent, maar ek het nou weer laasweek het hulle vir my gesê, nee, daar's hierdie rol wat hulle vir my wil gee, in hierdie ding, of so, ek moet audisie vir dit, dit is in September, daar's 3 weke in September, dan sê ek, hierdie jaar, want dit gaan nie werk nie, weet, so dit is baie moeilik in ons skedule om dit in te pas, maar om terug te kom na jou vraag toe, dit was vrek lekker, ek het dit verskriklik baie geniet, om ons vir jou te doen, en dit was my eerste keer wat ek basies 'n teaterproduksie gedoen het, waar dit so half live is, en jy moet dit oor en oor elke aand doen, jy weet, met die films en met die ander goeders is dit redelik maklik gewees in terme van, skiet om, en as jy iets verkeerd doen, sê, kat, kom ons doen dit weer, maar as jy daar op die verhoog staan en jy vergeet jou woorde, dan is dit redelik 'n partytjie. Ja, dan moet 'n ou opmaak, nee. Ja. Daar's niemand wat jou gaan, daar's nie 'n catch net soos wat hulle sê nie. Dis nou maar maak reg. Maar dit was vir my verskriklik, ongelooflik, fantasties, baie lekker om dit te doen. Soos jy sê, ietsie anders, en ek het in die oploop daarna het ek vir die Here gevra om vir my iets oor my pad te stuur, om net so 'n bietjie ietsie anders, want ek doen al 20 jaar die verhoog ding en so aan, en dit is my so half op 'n stadium gevoel, dit raak nou, ek weet nie of ouer dit hardop kan sê nie, maar afgewater. Maar toe ek nou hierdie verhoogproduksie doen, en toe ek weer teruggaan na die verhoog toe, waar ek net 'n bokshow doen, is dit vir my weer so vrek lekker om daar te staan, met 'n gitaar, en die mense skree, so dit het definitief iets in my wakker gemaak, en dit is baie lekker, en die moeite werd gewees. Bok, ek het vir jou baie ernstige vraag, dit is regtig, ek dink hierdie is die diepste vraag wat iemand nog ooit vir jou sou gevra het in 'n onderhoud. Is dit te vroeg vir dit? Bok, waarmee het hulle daai baard vasgeplak? Ja, dit wat noem hulle daai goeters? Ek het dit uit my geheue uit trauma. Heeltemal uitgevee. Dit is nogal redelik traumaties. Ja, dit is so een of ander gom waarmee hulle dit plak, maar something sticks, maar in elk geval, en dit ryk verskriklik interessant. Is dit die goed wat die tannies ook gebruik om die boesems in te hou as hulle hierdie laat toppies hou? Om die klere... Moontlik, Doepie, moontlik. Dit ryk nie dieselfde nie, maar ja... Hoe sal jy weet? Jy gaan 'n baie interessante borgskap kry in jou e-mail na hierdie onderhoud. Ja, so hulle daai ding het hulle aangeplak, en hy het nogal so 'n reukie in hom. Daar's een of maar iets, en dan as hulle klaar daai baard aangesit het, dan hang my een oogie ook so lekker. Maar dit is nogal irriterend daai ding aan jou vel, want die vertonings is 3 ure. So, en jy moet voor die vertoning die ding al aansit. So teen die tyd na die vertoning, as ek daai ding van my gesig agterom trek, as so, dis lekker. Dis lekker, ja. Ja, en ek het dit 54 keer gedoen. Ons gaan nou 'n bietjie gesels oor die nuwe musiek en al die lekker goedjies, maar net gou om af te eindig, nou met hierdie ons vir jou, jy's 'n ou wat hou van 'n storie vertel. Was dit vir jou lekker om 'n rol te vertolk waar jy dalk, jy weet, bietjie van ons geskiedenis aan 'n jonger gehoor kan oordra? Nee, verseker, dit was fantasties. Natuurlik ook die
ek het Dalarai gespeel in die musiekblyspel en om Maar ek het nie gedink jy sal enige iemand anders kan speel nie, jy weet. Ja, ek hoor jou, maar so en ek stap nou al 'n paadjie met Dalarai al vir 'n hele paar jaar. Ja. Nee. En die musiekblyspel is geskryf as gevolg van die sukses van die liedjie Dalarai. So dit was natuurlik vir my baie lekker om in sy skoene te staan op die verhoog. Ja. En presies wat jy sê, en die impak, en dit het my ook net weer laat besef waar ons vandaan kom. Jy weet, jy het nou vroeër gesê, jy voel so trots Afrikaans. Ek dink dit is so half hollerig geryde term, maar dit is absoluut die waarheid. En ek het ook net weer besef, waardeur is ons voorouers om te kom tot waar ons nou hier is. En geen disrespek teenoor enigiemand anders nie, maar dit is merkwaardig en dit is prysenswaardig en dit is basies 'n wonderwerk dat ons hier in Suid-Afrika is en dat ons oorleef het. Correct. En dat ons deur al daai oorloë is waar mense en waar ons die minderheid was en so min boere gehad het wat gesneuwel het, né? Dis genade. Ja, en so baie mense en vrouens en kinders wat gesterf het in konsentrasiekampe dat ons nog hier is. Hulle sê statistieke bewys dat as daar nie 20.700 vrouens en kinders doodgegaan het in die konsentrasiekampe nie, was ons vandag die meerderheid in Suid-Afrika. Werklik? Sure. Ja. Dis ongelooflik en dit wys vir jou, né, hoe klein dinge op daai oomblik in vergelyking met die groter prentjie, wat 'n groot impak dit kan hê oor 100 jaar. Want ek meen die Boereoorlog, kom ons sê wat is nou 120 jaar terug, daai tyd. So how much can change in such a short period of time? Ja, nee, dit is Hoorie sien ek het 'n storieetjie gepost daarvan van jy wat weer 'n nommertjie sing, jy's weer bietjie in die ateljee, jy doen 'n paar dinge. ja. So kry 'n man nou nog tyd om 'n liedjie of twee te skryf, so tussendeur al die ander goed. Ja, nee, juis toe ek nou die 3 maande hierbo was, ons het nou in die aand opvoerings gehad. So deur die dag het ek tyd op my hande gehad en toe het ek en Johan Foster weer 'n bietjie in die middag gesit en so bietjie geskryf. Ons het so 'n paar nommertjies geskryf en ons het toe nou hierdie eerste enetjie uitgebring. Ja, so dit was alles goed geweest terwyl ek nou hierbo was. Het ons hom geskryf en ons het hom opgeneem en alles, so ek het baie tyd gehad tussendeur toe ek nou hierbo was om verder ook kreatief te wees en nie te veel kwaad te doen nie, in die strate uit te bly, maar bietjie gewerk, het ons liedjie geskryf, opgeneem en toe 'n musiekvideo ook. Ek het so tussen die laaste Sondag wat ons vir jou vertoning gedoen het, opvoering gedoen het, ons het die ene gehad in die oggend van 11 tot 2 en dan het ons weer 3 die middag ene gehad. Daar was 'n klein gapentjie, toe hardloop ek oor van daar af, ruk my baard af eerstens en toe hardloop oor daar na Laerskool Menlo Park toe en toe gaan skiet ons 'n musiekvideo vir die liedjies aan my seentjie. Ek was in graad 1 in Laerskool Menlo Park gewees net voor ons plaas toe getrek het. So ja, ook my alma mater ek daar my kinders gaan wys waar was my graad 1 klas gewees en Jy was pappa se klas. Ja, so ja. Dis die hoekie waar hy gestaan het. Ja, daar agter in die hoek, ja. Ja, so ons het 'n nuwe liedjie, Hart van 'n Leeu, het ons geskryf en opgeneem en uitgebring so 'n week terug, presies 'n week terug en die musiekvideo ook uitgebring en so ja, baie lekker. Ek is baie opgewonde oor die liedjie, lekker energiek. So ek het nou vir my vriende speel soos vir Rikus ook gesê ek het glad nie verwag jy gaan hierdie liedjie uitbring nie. Sê nou dit is seker altyd 'n goeie ding, maar ja, lekker opgewek en lekker energiek en natuurlik was altyd 'n bietjie trots in my liedjies. Altyd. Ja, so ek is ook trots op die liedjie. Hoorie maar wat vir my so interessant is en ek dink die coolste ding daarvan is jy het ook vroeër al gesê hierdie liedjie is geskryf dat dit op enige iemand van toepassing is. Of dit nou 'n laaitjie is by die billetjie rugby of 'n netbalspannetjie, 'n hokkie of selfs jy weet as Driekus Du Plessis die naweek wou uitgeloop het met die tune, dan elke Suid-Afrikaner kan hierdie song vat en dit iewers in hulle lewe inwerk. Ja, nee, verseker. Dit is en ek dink dit gekom, die konsep het gekom van ons het gedink wat sal 'n
die coach vir sy billetjie rugby span sê of hoe om hulle te motiveer. En dis waar dit vandaan gekom het, maar dit natuurlik terwyl ons nou geskryf het 'n bietjie meer vorm gevat en presies soos jy sê, Driekus Du Plessis kon die naweek met daai liedjie uitgestap het. Dis daai trots ding in Suid-Afrika en ek sê dit ook in die lirieke, dit is in ons DNA, ons is Suid-Afrika. Daai ding van is nie DNA nie, is RSA. Ja, en ons het net so fantastiese resilience en wenkultuur in Suid-Afrika wat ek net op 'n manier moes vasvang en probeer ietsie bydra tot dit, want as jy kyk, en ons het vroeër ook daarvan gepraat, en ek dink is 'n lyn wat deurtrek van waar ons vandaan kom, en hoekom is ons vandag hierso, en hoekom is ons sulke wenners, hoekom is sulke vasbyters, en hoekom gaan lê ons nie, en hoekom is ons so fantastiese nasie, so dit is deel van daai, en ja, die liedjie is natuurlik, soos jy sê, van toepassing op enige iemand, of jy nou billetjie rugby speel, en of jy nou Driekus Du Plessis is, hierdie hart van 'n leeu. Ek wonder nou, jy's so patrioties oor Suid-Afrika. Ek het jou nog nooit iets hoor sleg sê oor die land nie. Kyk, jy delf baie in die geskiedenis in, maar jy het regtig 'n liefde vir hierdie land. En dis wat ek dink ons kort in 'n president. Dink jy nie dis nou omtrent tyd, jy het nou al die draaie geloop in die musiekindustrie. Ja man, Poele Steve, en dan gaan ons politiek toe man. Daar's net een bedryf, nê, wat veiler is as die politiek en is die musiekbedryf. En jy het hierdie. Luister, as jy kan oorleef as Leonie my met 'n melktert gooi en jy staan, nê, dan kan jy. Dan kan jy 'n paar lashings van Julius afvat of so man. Nee, jy het gesê ek sê nooit iets lelik oor Suid-Afrika, maar nou dat jy gepraat het van politiek, nou kan ek dalk op vir 'n paar. Maar laat ek gou vinnig hierdie mic afsit. Hoorie, maar ja, dankie dat jy kom kuier het, my vriend. Hart van 'n Leeu is 'n nuwe enkelsnit. Daar's 'n awesome musiekvideo ook beskikbaar. Is ook op alle stroomdienste. En ja, gebruik dit vir wat ook al. Jy weet, dit is regtig vir elke liewe Suid-Afrikaner wat trots is om Suid-Afrikaans te wees, Afrikaans te wees, en natuurlik, jy weet, oor hoe selfstandig ons is, hoe vinnig ons terugbounce en al daai goeie, so speel hom by die billetjie rugby, speel hom waar ook al jy is. Sommige net as jy afdag het, dan jol jy hom. As jy nou 9 uur eers begin werk, nê, en jy wil nou by daai kantoor instap, by die trappe instap, nê. En gevaarlik voel. Ja. Dan vat jy, kry gou vir jou 'n Bluetooth speaker, daar het jou kind se daar's op sy kamer uit, daar sê het jy hom, wag tot die Chinese tannie vir jou sê Bluetooth connected. En dan stap jy in daai kantoor in op Hart van 'n Leeu vanoggend. Wou jy altyd 'n plesier my vriend, dankie dat jy was. Julle te kuier, ja. Groot FM 90.5